Goeiedag, ons gesels vandag oor Jesus se lyding, sy plesier. Baie mense noem die gebeure voor die kruisiging die lydingsweg, wat sekerlik so is. Maar kom ons kyk ook na Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Kom ons hou dan aan. Laat ons lyding, laste aflê en dit wat ons so maklik omring en ons vashou, dat ons met volharding kan vorentoe gaan. In hierdie lyding, in ons eie redes vir ons lyding sê, laat ons vorentoe gaan, maar met die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van ons geloof. Hy sal alles klaarmaak, al gaan dit rof nou. Hy het die belofte gegee dat hy sal klaarmaak vir die vreugde wat vir hom voorgehou is. En het daarom die kruis verdra. Jezus het die skande verag en aan die regterhand aan die troon van God gaan sit. En julle moet ag gee op hom wat die teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Kom ons snap dat wat Jesus gedoen het en verdra het was vir ons. Maar wat het hy gewen? Hy sê ter wille van die vreugde wat hom voorgehou is. Is dit moontlik dat ons gelyktydig kan sê dat ons dit die lydingsweg kan noem en hy, die Hebreërskrywer, sê dit op 'n ander manier? Hy sê dit is 'n vreugdeweg. Is dit so dat die vreugde en die lyding iets met mekaar te doen het? Maar natuurlik. Jakobus sê agter loutere vreugde tydens versoeking. Lyding in jou liggaam byvoorbeeld is 'n pyn, 'n aanduiding van iets wat verkeerd is. Die lyding van pyn, van ongemak. 'n Pyn is die beste vriend wat niemand wil hê nie. Pyn sê vir ons daar is iets verkeerd. Pyn en lyding is nie die straf nie. Dis die vriend wat jou attent maak op 'n probleem en dit lei jou na waar die fout is. Wie soek jy? Waar het jy seer? Vra die dokter. En hoe voel die pyn? Brand dit, steek dit, wat ervaar jy? Sodat hy jou kan help. 'n Dokter verwyd jou nie hoe durf jy siek wees nie, nee. Hy werk met hoe hy die toestand vind. Die teenwoordigheid, net die teenwoordigheid van Jesus op aarde is ten eerste dat iets radikaal verkeerd is. Die mensdom is siek, want die groot ek is, het die pyn en lyding wat gevoel is verdra. Die pyn wat ek en jy voel, sê vir ons daar is iets verkeerd. Maar hy sê nie daar is iets verkeerd, sodat ons geoordeel en veroordeel kan word nie. Hy kom nie en sê, omdat daar soveel pyn en lyding is, daarom vernietig ek jou nie. Nee, sy teenwoordigheid is 'n bewys en die pyn en die smarte wat hy verdra het, sê eintlik vir ons dat iets radikaal verkeerd is. En as ons eers besef daar is pyn, gaan ons na 'n dokter en vra, dokter, neem die pyn weg, gee my net 'n pynstiller. Die dokter sê, ek kan jou 'n pynstiller gee, maar ek wil ook kyk na die oorsaak. Die oorsaak is dat die mens verval het in sy sonde en die dood en smarte en lyding is as gevolg van die val. Nie as gevolg van God se eerste gekose metode om 'n verhouding met ons te hê nie. Die teenwoordigheid van Jesus verklaar daarmee dat die wêreld vol lyding en pyn is. En daar is lyding en pyn. Maar die fantastiese waarheid is dat hy het gekom sodat ons heling kan kry en beskerm kan word. Dat hulle nie gevange geneem word sodat hulle vry kan wees. Hy het die bewyse teen Petrus laat verdwyn deur Malchus se oor terug te sit, sodat daar geen hofsaak kan wees nie. Jesus se betrokkenheid het albei gehelp. Petrus sy vriend en Malchus sy vyand. Dit is hoe ons Jesus moet leer ken. Dat hy jou pyn, jou eina, jou seer en jou verwerping na vreugde verander. Waar beleef ons lyding? Kan jy dalk voel jy was 'n onbeplande baba of jy moes 'n seun of 'n dogter gewees het? Jy het dalk 'n brein of liggaamlike defekte of jy is met ander vergelyk en moes hoor jy is nie so slim nie. Jy is dalk 'n aangenome kind of jou ouer is vroeg dood of jy is misbruik. Of jy dalk 'n ouer met tekorte of jou ma of pa was dalk gebreklik gewees. Jy is dalk 'n slagoffer van omstandighede, groepsverwerping. Hulle het jou nooit eers gekies as spanne opgestel word nie. Aanhoudende smarte in die huis en die omgewing waaruit jy gekom het. Egskeiding en ontrouheid.
Ons kan aangaan en aangaan met redes waarom ons sê, ons is vandag besig om te ly. Ons is net nooit goed genoeg nie. Hebreërs sê die vreugde wat vir Jesus voorgehou is, het hom die kruis laat verdra. Die vreugde om jou los te sien, die vreugde om jou los te maak, die vreugde dat hy jou aan die hand kan kry, jou kan was en skoon maak, dat hy saam met jou die pad sal voleindig. Want weet jy wat, die vreugde finaal is dat hy sy lieflike bruid, dis wat hy ons noem, want hy is die bruidegom. Ja, hy sê, julle is my vriende, en hy trou eintlik sy vriendin. Mag ons dit sien, om jou altyd by hom te hê, en die vreugde dat hy jou by jou naam noem. Die vreugde dat hy los kan maak, skoon kan maak, heel kan maak, en optel, herstel. Hiervoor het hy gelei en die kruis verdra. Kan ons altyd dit hoor vandag? Kan ons gemoed dit aanvaar? Kan ons in oorgawe net uitbars en sê, dankie, dankie, vir wat u vir my gelei het. Dat hierdie leiding van my is eintlik my lamp om te help na wie ek soek. Die een wat my soek. Dis lig vir die wêreld. Hy is die geneesheer, hy is die weg. Hy is die waarheid, hy is die lewe. Hy is die brood. Dis wat die psalmdigter dan sê, soos 'n hert wat smag na water, smag ek na u, Here. Smag na hom, want as jy van hierdie lewende water drink en hierdie brood eet, sal jy nooit weer honger of dors kry nie. Jesus is ons antwoord. Laat ons sê amen. Ek kom Here, ek sê ja, Jesus. Dankie dat u my gevind het. Die groot ek is, die een wat my soek. Kom ons bid. Here, ons besef die behandeling van ons pyn en lyding lê nie in die dinge of ander plesiere rondom ons nie, maar in ons ja vir hom wat ons soek. Om die voordeel van u lyding te ontvang, ons sê saam met Dawid, mag u hande werk dan vir u groot vreugde verskaf. Amen. Hier bo alles wil ek u soek, met vertroue u volg. Hier bo alles wil ek u soek, u met oorgawe volg. Ek vra die genade, ek vra die genade, ek vra die genade. Hier bo alles wil ek u soek, met vertroue u volg. Hier bo alles wil ek u soek, u met oorgawe volg. Ek vra die genade, ek vra die genade, ek vra die genade. Ek vra die genade om u bo alles te soek, en u met vertroue en oorgawe te volg. Ek vra die genade, ek vra die genade, ek vra die genade.